So ek hoor nou die dag 'n storie oor hierdie persoon wat besig is om sy tasse in te check by die lughawe. En daar's iets verkeerd met sy bespreking en hy raak so 'n bietjie opgewerk en jy weet mos maar hoe gaan dit? Stem raak al hoe harder, laat almal kan hoor hoe sy frustrasie sodat die persoon wat nou aan die agterkant bietjie vinniger kan begin optree en hierdie probleem van hom uitsorteer. En ek hoor toe nou na so 'n rukkie hoe hierdie persoon naderhand in ander tale begin praat, nie 'n normale taal nie, want hy het gedog die persoon agter gaan dit verstaan. En hoe meer hy aggressief raak en opgewerk raak, hoe rustiger raak die persoon aan die ander kant. En uiteindelik kom die tweede persoon toe hy hulle nou hierdie persoon uit kon sorteer en hy stap daar weg met sy bagasie en die ander het hy nou ingecheck en hy stap daar weg deur na sekuriteit toe. En die volgende persoon wat nou hierdie vir my oorvertel het, kom toe by die klerk wat gehelp het en sê baie geluk. Ek haal regtig my hoed af vir jou dat jy die hele tyd so kalm kon bly. Hoe kry jy dit reg? En die persoon agter antwoord toe, al daai persoon is op pad Johannesburg toe. Sy bagasie is op pad Kaapstad toe. Ongelukkig, wanneer ons so begin dink oor wat regverdig is en wat onregverdig is, dan raak daar so ietsie wakker in elkeen van ons. En ons almal het sulke tipe stories. Ons hou so 'n bietjie van, as ek die woord mag gebruik, wraak neem. Nou nie in jou gedagtes noodwendig nie, maar daar is partykeere wat die persoon is so aan die linkerkant van jou verbyry. Veral die op Hendrik Potgieter, as ek in die oggend kom, vir een of ander rede, maak hulle die ander kant ook 'n baan, en hulle dink hulle is geregtig op daai kant, terwyl ons almal pad is na dieselfde verkeerslig toe. En dan in my gedagtes sal ek gou begin hoop dat daar 'n verkeersbeampte daarvoor is, of dat daar, jy weet, 'n ongeluk is en hy hom ophou en ons almal hom nou daarin blok, sodat, nie asof daar enige wraak in my is nie, maar net dat hy nou so 'n bietjie kan net voel hoe voel dit, nê? Want ons almal wag nou vir dieselfde. En soos nou die dag toe nou gebeur, toe hierdie persoon toe nou uitswaai, juis omdat daar toe nou iemand in die pad loop en hy's daar in die heel linkerkant af en ek laat my venster so af en ek sê, "You can't park there." Nee. Toe is dit so half met 'n nederigheid in my, wat ek net soos probeer vir hom sê, is nie die plek nie. Maar so leef ons almal met hierdie gedagte, dat jou dag sal kom. Elke boontjie kry sy loontjie, is die gesegde wat ons het. Ons hou daarvan, wanneer almal kry wat hulle verdien. Almal behalwe onsself. Dan is dit nie lekker nie. As iemand al ooit vir jou gesê het, dis eintlik jou keuse. Dis hoekom jy is waar jy is vandag. Dis nie lekker om te hoor nie. Ek sê altyd, ons almal wil of die hero van ons eie storie wees, of andersins loop ons rond as die victim van ons eie storie. Hou daarvan wanneer almal kry wat hulle verdien. En dis die boek van Obadja. Nou dadelik, as ek die boek Obadja noem, dan soos party mense in die week wat vir my gevra het, so, wat is die volgende boek? Want ons het nou vir die laaste paar weke gesels oor boeke in die Bybel wat nie normaalweg oor gepraat word nie. En toe ek nou sê Obadja, toe vra iemand vir my, is dit in die Bybel? Sê ek, ja, is een van die klein profete. 'n Klein profeet nie omdat hy in grootte was nie, maar eerder die hoeveelheid wat geskryf is. Nou Obadja is 1 bladsy groot. As jy jou Bybel saamgebring het, wil ek graag hê jy moet soontoe blaai. Nie om te kyk of jy weet waar dit is nie, maar net om seker te maak dat jy sien, dis regtig net 21 verse in die Bybel. Nou Obadja is een van hierdie boeke wat so bietjie geskiedenis nodig het om te verstaan, hoekom is hy in die Bybel? Hoekom is hy 'n klein profeet? Wat is sy doel? Wat beteken hy? Want dit gaan eintlik oor God wat oordeel uitspreek oor 'n volk wat eintlik kry wat hulle verdien. Hierdie Edom of Edomite kry wat hulle verdien omdat hulle ongehoorsaam is en omdat hulle onregverdig optree teenoor God se volk. So hierdie boek is 'n hartseer verhaal van regte mense wat kry wat hulle verdien. En nou dadelik as ek Obadja aanhaal, dan dink mense dadelik, okay, maar waar gaan ek ooit
dit kan toepas in my eie lewe. En ek dink hier's waar die lekker deel daarvan kom. Bly saam met my, want ek gaan jou deur Obadja, deur hierdie 21 verse vat. 2/3 van die hoofstukke of van Obadja wat gaan oor God se uitsprake, oor dit wat hulle verkeerd gedoen het. En hy sê ook, hoekom hy hulle gaan straf. En dan die laaste stukkie, soos 'n Amos en soos 'n Jona, wat tussen hy dan nou is, as jy so een bladsy terugblaai, gaan jy sien Amos se gedeelte, en as jy een bladsy vorentoe gaan jy Jona lees, nog 'n verdere boek is Micha. So, hier's hierdie klein profete in hoeveelheid wat hulle geskryf het, maar die belangrikheid van hulle is so groot, en veral vir ons. En ons dank God, wanneer ons hierdie boek lees, dan word ons herinner, dat ons hoef nie te kry wat ons verdien nie. En ek dink dis goeie nuus. Want as elke een van ons moes gekry het wat ons verdien het, as ek aan ons eie lewens dink, aan my lewe dink, dan sou ek heel moontlik nie eens hier gewees het nie. En daarom is dit net genade. Dis die goeie nuus. Dis die goeie nuus wat Obadja vir ons wil oordra. Nou weer eens, baie van ons, en ek moet daarmee saamstem, het nog nooit 'n preek uit Obadja gepreek nie. Hierdie is my eerste. So jammer as hy nie goed afgaan nie. Ek het nie geskiedenis van, of 'n ou preek wat ek kon gaan haal het nie. En ek seker, min van julle het al 'n preek uit Obadja uitgehoor. So daarom dink ek is ons nou even, hè? As julle my genadig sal wees, dan sal ek julle genadig wees om te weet hoe julle dit ontvang ook. So ons weet ook nie eers presies wie die skrywer van Obadja is nie, alhoewel ons 'n idee het, of wie die skrywers was, of in die tydperk waarin plaasgevind het nie, maar wat ons wel weet, omdat daar na ander plekke in die Bybel na Obadja verwys word, beteken die woord of die naam Obadja. En as ek oor name praat, gaan ek 'n paar name vandag uithaal, en daai name het elke een 'n betekenis. Dit is soos 'n naam wat jy dalk ontvang het, miskien is dit 'n tweede naam of 'n familienaam, miskien het jy jou ma se naam en dit heg jou aan 'n familie waarin jy is. En so ook Obadja. En Obadja se betekenis is dienaar van die Here. En dis wat hy kom doen het. Hy was die profeet gewees wat namens God aan hierdie volk 'n oordrag gegee het. Een, wat het hulle verkeerd gedoen en wat met hulle gaan gebeur, en dan laaste stukkie waarna ons gaan kyk, soos in Amos en soos in Jona, dat daar 'n koninkryk is wat gaan kom. En dis so 'n bietjie vooruitsig, dis bietjie Nuwe Testamentaal wat dan daarin kom. So eers gaan ons net kyk na die agtergrond, want om Obadja te verstaan, moet jy so 'n bietjie teruglees in die geskiedenis, om 'n idee te kry, wie is die mense en die plek waar binne dit gebeur. Die konteks, glo ek, is baie belangrik. En daarna gaan ons dan so vinnig deur Obadja 21 verse lees, en na hierdie gaan iemand Obadja vir jou noem, en jy gaan kan sê, o ja, ek weet, dis waaroor dit gaan. En o ja, dis eintlik 'n spieël wat opgehou word vir my. Dit is nie net 'n geskiedenis nie. Ons is nou besig met ons Ou Testament kursus saam met Dr. Johan Serfontein, en hy het vir ons so 'n mooi beeld gegee, dit waardeur ons na die Ou Testament kan kyk. Hy het vir ons 4 deurrame of rame gegee wat ons na kyk, en een van hulle is 'n spieël. So as ons Ou Testament lees, dan hou ons dit eintlik op en sê, wat gebeur hier binne in my, wat dalk vir 'n volk bedoel was, wat geskiedenis was, maar wat gebeur binne in my deur die Heilige Gees, en hoe verander dit my? En dis wat ons by wil uitkom, as ons aan die einde van Obadja kom. So na hierdie gaan iemand dan vir jou kan sê, en jy gaan kan terugsê, dis daai een. Dis wat die belangrikheid hiervan is. Ek was verbaas oor hoeveel mense wel hierdie week vir my gevra het, waar en hoe Obadja 'n verandering kan maak. So die visioen van Obadja, en dis hoe dit begin. As jy jou Bybel wel oop het, ek lees die Nuwe Lewende Vertaling, ek het dit nie alles opgesit nie, want dan gaan ons baie lank besig wees, maar ek wil sulke stukkies net vir ons uithaal, en die belangrike begin is, dit is wat Obadja gesien het. Die oppermagtige Here sê die volgende oor die land Edom. Nou daar is 'n paar gedeeltes. Obadja, die stem van God, wat deur hom praat, aan wie? Aan 'n groep mense
wat in 'n land woon, Edom. En ek sal nou uitkom by, hoe kom ons by Edom uit? En dan, die opskrif, 'n boodskap van oordeel oor Edom. Ons het 'n boodskap gehoor wat van die Here afkom, 'n verteenwoordiger is daar die nasies gestuur om te sê, maak julle almal slag gereed, kry julle leers bymekaar en laat ons Edom aanval. Die Here sê, Edom, ek maak jou 'n klein volkie onder die nasies, jy sal niks seggend en veragtelik wees. Jy is hooghartig omdat jy in 'n klipvesting woon en jou blyplek hoog in die berge is. Vol hoogmoed vra jy, wie sal ons ooit hierbo kan bereik? Maar moenie jouself bedrieg nie. En dis hoe die boek van Obadja begin. Dis aan 'n sekere groep mense gerig wat ongehoorsaam opgetree het en teenoor God se volk, 'n verbondsvolk opgetree het, en nou kry hulle wat hulle toekom, dat daar niks van hulle gaan oorbly nie. Letterlik niks nie. Geen nageslag na dit wat ons hier lees in Obadja nie. Alles van hulle word verwoes. Het was 'n volk, het was 'n groep mense wat geroem het op die plek waar hulle gebly het, binne in die berggedeeltes, 'n hoofstad wat jy dalk in jou gedagtes sal oproep, Petra, die geboue wat binne in die mure gebou is van hierdie area, Siri, en daai plek, dis eintlik al wat daar oor is. Dis ruïnes wat oorgebly het, maar niemand van die mense is oor nie. So hulle het hoogmoedig geraak oor die plek waar hulle self gevestig het, dat niemand iets aan hulle kan doen nie. Tweede, het hulle hoogmoedig geraak, soos wat ons deur Obadja gaan lees, gaan jy hoor, oor hulle insig, oor hulle wysheid, dat hulle mense gehad het van insig wat wyse besluite kon maak en van hulle rykdom bymekaar kon maak. 'n Derde gedeelte waaroor hulle hoogmoedig geraak het, was die mense met wie hulle in verhouding getree het, hulle alliances. Die mense met wie hulle in verhouding gestaan het, hulle het gehoop en geglo dat hierdie mense hulle rus sal hê, dat hulle sal kan beskerm, omdat hulle rykdom het en omdat hulle in mag is. En daarom het hulle, die Engels sê, self-reliant geword, op hulle self begin fokus en hulle eie manier begin doen. So die visioen van Obadja, so sê die Here aangaande Edom, ons het 'n boodskap van die Here gehoor en 'n boodskapper is onder die nasies gestuur, so God stuur iemand uit, boodskappers uit, om oorlog te begin maak teen hierdie volk. Nou dadelik dink jy, okay, maar hoekom? Wat gaan hier aan? Wat het hulle teenoor God gedoen dat hierdie sou plaasvind? In die boek van Obadja is hierdie visioen van die Here wat aan Obadja gegee word om dan aan die nasie Edom te profeteer vir hulle sondes teen Israel en spesifiek teen die stam Juda. So dit verwys na die Edomite. Edom, die area, binne in Edom het Edomite gebly en hulle was die afstammeling van Esau. So kom ons gaan so 'n bietjie terug. Onthou julle vir Esau? Esau die tweelingbroer van Jakob. As jy vir my daai opsit. Ons het vir Abraham, God wat hier die verbond met Abraham sluit. As jy Genesis 12 toe blaai, as jy jou Bybel naby aan jou het, ek gaan so vinnig deur dit gaan vir ons. Dit is baie belangrik om net te verstaan, waar kom hierdie verbond vandaan? Onthou jy met die verbond wat gesluit is? Abraham wat aangehits word om 'n bok en skape te vat in die helfte te deel, die twee helftes teenoor mekaar te sit, en dan in die nag wanneer jy in 'n droom of in 'n slaap val, wat God tussen hierdie gedeeltes beweeg, en 'n teken van 'n verbond wat gesluit word. Hoekom moet daar twee dele opgebreek word? Want die gedagte was, sou ek my verbondsdeel breek, moet met jou gebeur wat ons hier met hierdie goed doen, met hierdie skaap of hierdie bees. So in die helfte deel, dat daar niks van hulle oorbly nie, dis wat met jou sou gebeur het, as jy hierdie verbond gebreek het. So Genesis 12 is juis hierdie deel van Abraham, wat beveel word om te trek uit sy land uit, en dan het ons vir Abraham en Sarai, onthou jy, Sarai wat nie kinders kon hê nie, en eers op 'n baie ou ouderdom, wat sy dan hierdie kind kon kry saam met Abraham, en sy naam wat dan verander na Abraham, nie meer Abram nie. En dis hoe God hierdie verbond met hulle twee sluit. Uit hulle uit kry ons dan vir Isak,
en Isak trou met Rebekka. En uit Rebekka uit het ons vir Jakob. Jakob se naam, ek het nou gesê, 'n naam is so belangrik, en Jakob se naam kom van die hakskeen-gryper. Hy's tweede gebore van die tweeling, en soos wat sy broer dan nou uitgekom het, Esau, het hy aan sy hakskeen gegryp. En van daar af het sy naam by hom gebly, dat hy altyd die bedrieër sal wees, die een wat altyd probeer om die ander een onder te sit. En 'n paar stories wat ons vanoggend na gaan kyk, juis met gedagte van Esau. Esau die eerste gebore, en hoekom Esau? Een, omdat hy baie harig was, so ek sê altyd, sonder om nou name te noem, maar jy moet jou kind ontvang, en dan sê jy, is hy 'n Koos, of 'n Frans, of 'n Sunny, of 'n Odette, of 'n hoe ook al. En so ook, het hulle hom ontvang, harig, rooi van kleur, en hulle noem hom Esau. En dis die betekenis van Esau, rooi van kleur en baie harig. En dis 'n belangrike stukkie, veral as ons dink oor hoe Jakob sy broer bedrieër, of bedrieg. Die eerste gedeelte, met rooi sop, of 'n rooi ete, wat hy vir hom gee, wanneer hy terugkom van die veld af, dan sê Jakob vir hom, gee vir my jou eersgebore reg. En natuurlik is Esau, die een wat in die veld was, hy was die man's man, hy was die ou met die Hilux en die, jy weet, al daai ekstra goedjies op, al gaan hy nooit in die veld in nie, maar hy daai opgespreide rubberizing en modder op, nee, net laat dit lyk asof hy's 'n man's man, waar Jakob stalk bietjie meer die metroman, so bietjie meer gemaklik om goedjies aan mekaar te weef, lekker kos te maak, hy's een van daai's. Nou hierdie twee is twee verskillendes. Jakob wat baie nader aan sy ma leef, en Esau wat 'n geliefde van sy pa, Isak is. So Rebekka en Jakob het hierdie goeie verhouding. Rebekka hoor hoe daar eersgebore reg verkoop is eerstens, maar dan op 'n stadium moet Esau gesalf word as die oudste broer om die seëning te ontvang vanaf sy pa. En dan kom hierdie plan in werking, waar 'n bok geslag moet word, die vel moet op Jakob gesit word, sodat wanneer Isak aan hom raak, sal voel dat hy ook harig is, die kos word voorberei, dit waarvan hy hou, dit wat Esau sin sou wees, word Jakob sin. Maar net vir 'n tydperk, want dan kom maar 'n dag, wat Jakob met God worstel. Onthou jy daai gedeelte, waar sy heup uitgeslaan word, en God sê, ek gaan van hier af vir jou 'n nuwe naam gee. Jy word nou Israel. 'n Man wat met God worstel. En kom ek stop net vir 'n oomblik daar. Twee goed wat ek dink vir ons vandag belangrik is. Sommige net uit hierdie eerste twee verse uit. Een, wanneer ons as families na God toe kom op Moedersdag, dan is daar in ma se gedagte altyd hierdie van die perfekte familie en hoe ons altyd om tafel sit en altyd saam lag. Maar baie huise is dit nie die realiteit nie. Inteendeel, in meeste huise is daar hierdie wetywer. Ek het liefde ontvang omdat ek goed in sport was. Ek het liefde ontvang omdat ek altyd beskikbaar was. Of in die ouer tyd van ons ouers, ek ontvang liefde of ek voel skuldig en daarom moet ek nou omgee en voorsien en versorg. En daar's hierdie bitterheid wat in baie van ons se lewens begin leef. En dadelik voel ons onheilig. Ons voel nie goed genoeg om na God toe te kom nie. En as ek hierdie familie stamboom sommer net so vinnig uithaal, dan kan ek sien dat God, ongeag van die bedreiging, ongeag van hoe hy teenoor God gevoel het, wie sin dit eintlik veronderstel was om te wees, God nog steeds moeite maak met die een wat bereid is om te worstel. En dit was ek dink, begin vir my van Obadja. As jy vanoggend hier is, en daar's iets diep binne in jou, wat sê, Here, ek worstel met jou. Ek verstaan nie hierdie boek nie, ek verstaan nie wat hier staan nie, ek verstaan nie wat dit vir my beteken nie, en sê God, dis waar ek jou wil hê. Dis wie ek wil hê jy moet wees. Jy moet soos 'n Obadja 'n woord kan sê, met God kan worstel,
om soos 'n Jakob na my toe te kom, sodat ek jou kan verander. As jy op jou einde kom, dan kom jy in ontmoeting met God. So ons gaan terug na Genesis 12 toe, om te verstaan dat daar verbondstaal is met 'n Abraham, met 'n Isak. God roep vir Abraham, later in Genesis 17 word Abraham, wanneer God 'n verbond met hom sluit, hierdie verbond wat beteken, die Here sê vir Abraham, gaan uit jou land en jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat ek jou sal wys. En dis die ding van 'n verbond. As ek sê, Here, minder van myself, meer van U, dan gee ek oor en ek laat toe dat God my lei. Ek hou daarvan dat God se uitnodiging basies is, los alles, vertrou my, ek sal jou wys. Los alles. Alles wat jy voorhou as nie goed genoeg nie, hoekom jy nie werd is nie. Vertrou my, ek sal jou wys. En hy sê nie noodwendig wanneer hy dit gaan wys nie, want dit is geslagte daarna. 'n stuk wat ons lees 400 jaar later eers. En hy sê, ek sal jou 'n groot nasie maak, en ek sal jou seën. Isak word dan die seun, hierdie verbondskind, en uit Isak uit hierdie twee seuns, die oudste, en dan Jakob. Esau se naam wat beteken harig, hy's harig gebore, en Jakob wat beteken bedrieër. Genesis 25 vers 19, hy's die hakskeen-gryper. En dan Genesis 27, en tog gaan God se verbond deur Jakob oorgedra word. Romeine 9 wat vir ons eintlik 'n antwoord gee, hoe is dit moontlik dat God nog steeds sy verbondskant sal kan aanhou doen? En dan Romeine 9 wat sê, dit hang dus nie af van die mens wat wil, of die mens wat hardloop nie, maar van God wat hom ontferm. Dankie tog, dat dit nie van 'n Abraham en 'n Isak en 'n Jakob afgehang nie. Dankie dat dit van God afhang. Hy is die een wat ons najaag. So hier is die eerste waarheid wat ons leer uit Obadja. Dit wat dalk gebroken is in jou gesin, daai stukkie wat nie lyk soos die ander mense op die sosiale media se prentjies nie, dis dalk deel van God se plan. Het jy al gevra, Here, hoe maak hierdie deel van U plan? En ek dink daar's mense wat dit vanoggend moet hoor. Jou gesin is nie stikkend nie. Jou gesin is nie gebroken nie. God is betrokke. Ons dink dikwels, God gebruik net goeie gedrag, maar God gebruik meeste van die keer hulle wat beskikbaar is, omdat hulle eie gebrokenheid besef. Iemand wat worstel. En later worstel Jakob met God, Genesis 32, en hy kom uit die worsteling mank, en God laat hom met hom worstel. Dis wat God anders maak. As ons dink aan 'n Psalm, en soveel ander gedeeltes in die Ou Testament, wat ons herinner aan uitroepe, Here, waar is U? Selfs God, Jesus self, aan die kruis, wat Psalm 122 uitroep, waarom het U my verlaat? Niks is buite perke vir God nie. Hy wil hê ons moet eerlik wees met wie ons is. En dan word Jakob hernoem Israel, die een wat met God worstel. So dis die geskiedenis, en ek dink in daai prentjie kan ons dan nou verder begin beweeg met Edom. Want Esau word dan Edom. Sy nageslag word die Edomite. Rooi van kleur, en dit herinner ons aan hierdie seun wat hy verruil het vir 'n pot lensiesop of vir 'n pot sop. En die Messias natuurlik kom uit die lyn van Jakob, die een wat met God worstel. So die Edomite op 'n latere stadium waar ons weer van hulle lees is in Numeri 20 vers 14 tot en met 20. En daar lees ons dat die Edomite verhinder Israel, hulle broerskind se agter of se nageslag, om deur hulle te trek uit Egipte uit. En wat doen hulle nog meer as om hulle te verhinder? Hulle jaag hulle na, maak hulle gevangenes en handig hulle oor aan die Babiloniërs. En dis dan, daar op daai gedeelte, waar hierdie 2/3 van Obadja, dit wat oor hulle gaan gebeur, omdat hulle hierdie met die volk doen, hulle broerskinders doen, wat dan met hulle gaan gebeur. So die hoogmoed van jou hart
is jou bedrieglikheid. En dis waaroor Obadja gaan, is hoe dat ons baie keer hoogmoedig raak, dat ons ander mense iets toewens. Die Edomiete was trots op hulle ligging, ek het dit genoem, waar hulle gebly het, hoog in die berge, hulle het gedink hulle is onaantastbaar, maar God sê, al maak jy jou nes hoog soos die arend, van daar af sal ek jou neerhaal. Hulle was ook trots op hulle alliansies, hulle bondgenootskap, en selfs daarop sê God, hulle gaan jou verraai. Dit lyk of hulle vir jou is, maar jy het jou vooruitsig in hulle hande gesit. As God vandag ons trots sou ontbloot, as ons deur Obadja lees, en dit word die spieël vir ons, wat se dele van ons liggaam, van jou menswees, plaas jy hoog in die berge, dat ek het ge-arrive, daar's niks wat my kan onderkry nie, ek is so half the maker of my own destiny, en dan natuurlik, juig hulle, wanneer Juda val, wanneer die Babyloniërs Jerusalem inval, en die tempel word afgebreek, en hulle word weggevoer as slawe, dan staan die Edomiete, Esau se nageslag, in die ander kant, en hulle staan apaties. En dis wat gebeur, wanneer ons met hoogmoed begin leef. Obadja vat ons so half deur trappe wat plaasvind. Jy kan vir my daai enetjie opsit van die verskillende trappies, hoe ons begin met 'n indifference. En baie van ons, so daar's goed wat ons verkeerd doen, maar dan is daar ook partykeer goed wat ons nie doen nie, wat ons sien daar is verkeerd. En dis amper net so sleg, want dis wat die Edomiete doen. Hulle sien hoe hulle broerskinders, hulle familie weggevoer word in ballingskap, en hulle staan so half, dit is julle verdiende loon, julle wou mos. Hoekom? Want julle het toegelaat dat my pa se oupa se oupa se oupa die seun ontvang. So daar's 'n indifference, daar's 'n apatie, maar daai indifference verander na content, waar ons minagting begin hê verander. So eers staan ons apart, en ons maak niemand seer nie, niemand kry seer of te seer nie, ons het nie aandeel nie, maar ons sien die injustice wat plaasvind. En dit bring so 'n bietjie van, dis julle verdiende loon. Julle is daar omdat julle dit oor julle self gebring het. En dan kom daar hierdie spog, of hierdie mockery. Dan begin ons name noem, en ons begin hulle verkleineer. En dan kom die cruelty, die harteloosheid. En dis so half die afwaartse gedeelte van, begin met net, dis okay, ek het niks gedoen nie, ek sien wat fout is, en het eindig met dit. Daar's sondes van doen, verkeerde dinge doen, en dan sal sondes van versuim, om net nie te doen wat reg is, wat ek weet reg is nie. Jy moes nie bly gewees het oor jou broer se ongeluk nie. Ons geniet dikwels die ondergang van mense waarvan ons nie hou nie. Maar God roep ons tot iets baie beter. God wil hê, ons moet ons eie trots raak sien. Nie om ons te shame nie, dis nie God se plan nie, maar om ons gesond te maak, om genesing te bring. Jakobus 4 vers 6 sê, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. As jy so 'n paar verse teruglees, die 53 vertaling, wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. En dan vers 5, of meen julle dat die skrifte vergeef sê, met jaloersheid begeer die gees wat in ons woon, en dan vers 6, maar hy gee groter genade, en daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Onderwerp julle dan aan God, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Dis Obadja. Dis 'n hoogmoedigheid, dis 'n selfgesentreerdheid, dis 'n staatmaak op myself, teenoor 'n nederigheid. Nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie. Dit is net om minder aan jouself te dink. En dis 'n verskil. Dit is nie om laag, sonder selfbeeld te leef nie. Gaan dit weer sê, nederigheid is nie om minder van jouself te dink nie. Dit is net om minder aan jouself te dink. Dat die lewe nie noodwendig om jou draai nie. En daarmee sluit ek af. So as hierdie 6 gebeure wat plaasvind. Eerste 2/3 van Obadja, jy kan vir my opsit,
is daar hierdie 3 bewegings. Daar's oordeel, word aangekondig, Obadja 1 vers 1 tot 4. God verklaar deur die profeet Obadja dat Edom geoordeel gaan word. Al het Edom hoog en veilig in die berge gewoon en op hulle eie krag vertrou, sê die Here dat hy hulle sal verneder. Hulle trots en hulle selfvertroue het hulle dan verblind. En dis die aankondiging wat gemaak word. En dan beskryf hy vir die volgende paar verse wat met hulle gaan gebeur. Die oordeel oor Edom word in detail beskryf. Hulle rykdom sal weggeraap word, hulle bondgenote sal hulle verraai en hulle wyse manne en soldate sal magteloos wees. Daar sal niemand wees wat Edom kan red nie. En dan die laaste gedeelte tot en met vers 14 van hoofstuk 1, en daar is net 1 hoofstuk, God verduidelik waarom Edom dan geoordeel word. So hy sê wat met julle gaan gebeur, hy sê hoekom dit met julle gaan gebeur, en dan sê hy, hulle het geweld teen hulle broer Jakob, Israel gepleeg. So hulle weet wat het hulle verkeerd gedoen. Hulle het nie gehelp toe Jerusalem aangeval is nie, maar eerder toegekyk, gejuig oor Israel se swaar kry en selfs deelgeneem aan die plundering van die stad en van die mense. En dan sal 'n versie tussenin, vers 15, wat so die 2 wêrelde probeer aan mekaar hak, en dan gaan ons na die laaste 3 gedeeltes, en die laaste 3de, wat hy dan eintlik vir ons sê, ja, dis wat met julle gaan gebeur, maar vir my volk, hulle met wie ek in verhouding staan, dis wat kom, dis die verbondstaal wat gebruik word, die koninkryk wat kom, daar gaan vergelding wees. Vers 15-16, die dag van die Here verwys na God se tyd van oordeel oor die nasies. Tot nou toe praat hy met Edom, tot en met vers 14. En dan verander die taal na nou sluit hy almal in. Nou is dit nie meer net julle nie, nou is dit almal wat in opstand teen my is. Dit gaan julle oorkom. God verklaar dat wat met Edom aan ander gedoen het, aan hulle teruggedoen sal word. Hulle dade bring gevolge mee. Soos hulle opgetree het, so sal hulle behandel word. Die nasies wat teen God en sy volk opgestaan het, sal God se oordeel ervaar. En in vandag se taal, is dit nie net 'n sekere nasie wat nou in oorlog is nie. Dis elke een wat opstaan teen gelowiges, want ons is deel van hierdie nuwe verhouding wat ons met God het. En dan kan jy vir my na die 5de, en dan sê hy, maar daar's verlossing. En dis Nuwe Testamentaal, want gelukkig lees ons dit deur die kruis. Te midde van oordeel bring God hoop vir sy volk. Op die berg Sion sal daar verlossing en heiligheid wees. Die huis van Jakob sal herstel word en weer hulle erfdeel besit. God beloof dat sy volk oorwinning sal beleef, terwyl Edom vernietig sal word. Dit wys dat God getrou bly aan sy verbond en sy mense sal red. Dis toekomstaal. Hy sê nie, hulle is nou al in die land nie. Hy sê, dit sal nog plaasvind. En dan die laaste ene herstel wat plaasvind. Vers 19, vers 20, wat hy ons terugbring. Die laaste gedeelte beskryf hierdie herstel van Israel. Die volk sal weer hulle land inneem en God se seën ervaar. Verlosser sal op Sionsberg regeer en die koningskap sal aan die Here behoort. Nie meer aan aardse konings nie. Dis daai wanneer ons totaal en al in sy teenwoordigheid instap. Die boek eindig met hierdie groot waarheid dat God uiteindelik koning oor alles en almal sal wees. En dat sy heerskappy regverdig is. In Obadja gaan die eerste deel oor die oordeel oor Edom. Jy het vergelding, daar is straf. Daar is verlossing, en dit bring redding. Maar daar is ook herstel, 'n regmaak wat kan gebeur. God stuur 'n verlosser, sy naam is Jesus. En hy nooi elkeen in. En hy sê, dit moet jou toekom, dat jy soos Edom uitgewis moet word. Maar as gevolg van dit wat ek vir jou kom doen het, kan jy nou deelneem, kan jy deel word van vers 19 en 20 en 21. 'n koninkryk wat kom. Die koninkryk sal aan die Here behoort. So vir ons, laat ons leer uit die tragiese verhaal van die Edomiete, regdeur tot by koning Herodes. Herodes was 'n Edomiet. En dis omtrent die laaste wat ons van hulle leer of lees. En wat het hy gedoen? Hy het die koning probeer uitwis. Al die kinders onder 'n sekere ouderdom moes sterf, omdat hy gehoor het van 'n koning wat gebore gaan word, wat almal terug sal nooi na hom toe. 'n ander koninkryk sal skep. En tot hy is vernietig. Uit hierdie nuwe koning kom daar hierdie heerlikheid. Dis 'n nederige voorbeeld, 'n aflê van homself. So laat ons nederigheid omhels en trots bely
dat hy ons koning is. En dis Obadja. En as jy hier uitstap, dan kan jy sê, ja, dit het met 'n groep mense gebeur. Maar laat ek my hart ondersoek, dat ek nooit op 'n plek kom, waar dit my gaan oorval, dat ek so op myself staat maak, dat ek nie met 'n nederigheid kan leef, maar dat ek eerder 'n koningsheerskappy in my kan laat voorkom, omdat ek weet ek staan in 'n verhouding, 'n verbondsverhouding met God die Vader, met die koning van alle konings. En ek bid vir ons vanoggend saam, dat dit ook so ons gemeente sal wees. Here, dankie vir hierdie profeet, wat het gewaag het om 'n volk aan te vat. Nie uit homself uit nie, maar uit die wete dat dit 'n boodskap van U af is. En dankie dat hy vir ons, soveel jaar later, kom herinner, dat die plekke waar ons onsself dalk plaas, 'n hoogmoedige plek kan wees. Dat ons afkyk, neerkyk, en selfs van ons dalk niks verkeerd doen nie, maar ook nie iets doen aan die injustices wat gebeur en om ons is nie. Ondersoek ons harte, plekke waar ons lag en afbreek, waar ons iemand iets toewens. Geef vir ons genade. Mag ons met daai selfde genade teenoor hierdie wêreld leef. Mag dit hoop bring. Geef ons nuwe oë om U koninkryk te kan sien kom. Dis die koninkryk waarna elkeen van ons na toe genooi word en wil leef. En so op Moedersdag bid ek vir tafels en huise en sitkamers en gesprekke waar omgee en liefde gewys word. Mag ons met U worstel, mag ons met mekaar worstel en so nader aan mekaar kom, soos wat ons ook nader aan U kom. Dis my gebed vir elkeen van ons vanoggend. Amen. Mag julle 'n geseënde Moedersdag Sondag hê. Neem 'n mooi foto, spandeer 'n bietjie tyd daar onder die koffiekuierspasie, ontvang die seën. En nou mag die genade van die Here Jesus Christus, sy teenwoordigheid, sy liefde en sy trou saam met elkeen van julle gaan en bly totdat hy weer kom. Amen.